Goed, graad 12, grade 12's. Right, so ek wil gou vinnig met julle interpenetrasies deurgaan. Ek gaan kleure gebruik. I'm going to use some color to make this a bit more. Goed, julle die rede hoekom ek hierdie spesifieke vraag nou gekies het, is hier's beginsels in wat jy in graad 12 moet kan doen. Nou, die eerste ding wat jy maar kan weet, is jy gaan een of ander pyp kry wat gedraai is. Dis 'n given in graad 12. Goed? So, die heel eerste catch hierso is, hulle gee daai ding teen 15 grade. Nou, die maklikste om hierdie te teken, daar's twee maniere. Jy kon 'n 15 grade lyn trek, die sy lengtes is 30, so jy kon 30 afmeet, en dan kan jy of 'n passer gebruik, om daai ontbrekende lyne te kry. Ek gaan net vir my passer kry hierso. So you can use a compass to achieve that. Jy kan letterlik, as jy daai lengte het, ons het mos gesê, dis 30, dan kan jy vir jou bogie trek, daar, en 'n bogie trek hierso, om die middelpunt te vind van daai ding. En as jy die middelpunt het, dan kan jy jou passer insit, en jy kan 'n sirkel trek, en jy kan soos die ou metode om vinnige seskant te teken, kan jy gebruik. Jy hoef nie, maar jy kan. Dan die tweede ding wat jy moet onthou is, as jy iets kry, veral by vierkante, wat hulle sê, daai is 35, dan beteken dit die oorkants afstand, so oor is 35. Twee maniere om dit te doen, jy kan vir jou daar 'n liniaaltjie op daai pyp sit, as jy hom het, en dan kan jy letterlik met 'n 45 grade driehoek kan jy dit trek, of jy kan dit apart, ek het dit al verduidelik, apart op die bladsy doen. Die ander ding wat jy kan doen is jy kan hierdie afstand vat, die helfte daarvan, so 17,5, if you take 17,5, and you draw a circle with a radius of 17,5, the square will fit exactly around that circle. Hy sal hom raak, en dan kan jy hom baie maklik konstrueer. Okay, so wat gaan ons moet doen om hierdie te kry? Wel, heel eerste, gaan julle hierdie moet teken. You would have to draw this, by drawing a normal hexagon, slightly turn, you're going to project upward, jy gaan opprojekteer, en jy gaan hierdie lyne trek, wat jy hierso sien, ek sal nou ietsie daaroor sê, so die geel gedeelte, is alles hierdie ene, nee. Daar soos hy, dan het jy hierdie pypie wat van die kant af inkom, ek gaan hom in pink doen, om hom te kan kry, sou ek hier begin, daar's 'n sekere afstand hier, you will have to project out, at an angle of 30 degrees, so you're going to use your 30 degree set square. If you've got this one, what I'll do is, I'll go out enough, there's not a specific distance, I'll put my 45 degree, triangle on that center line, so ek sal hierdie center lyntjie, as ek hom het, kan jy dit gaan uitteken, maar onthou nou, we have got a problem, the problem is we don't have this width already, so you're going to project this angle out, en dan op daai angle, gaan sit jy net jou 45 grade driehoek in, jy trek hom, jy meet hom, 35, you can move it over to do that one, dis 'n ander manier om dit te doen, you draw your square, so this is step number 1, this will be step number 2, step number 3 will be projecting back, so that you can find the width here, en dan, as hulle nie vir jou 'n lengte gee nie, hulle gee een vir jou daar, dit is, lyk soos 19 mm, dan gaan jy 'n 60 grade lyntjie trek daar. Why 60 degrees? Because this angle is 30 degrees. Okay, that will give you a 90 degree angle on that part. Nou het jy dit geteken, hierdie stukkie. Now you've just drawn this part. This is step number 3. Step number 4 would be to get the top view. Nou, daar's twee goed wat ons nodig het om dit te kan doen. Die eerste ding is jy het daai vierkant wat hierso sit, het jy hier nodig. Hoe gaan ons dit doen? Wel, 'n maklike manier sou wees om eers 'n senterlyn te trek. So ons moet 'n posisionering kry hierso. Hulle wys vir ons dat hy begin op die kant daar. So you will obviously draw out
a line for yourself here. You will put your 45-degree set square on that line. You will project out at an angle of 45 degrees. Jy gaan 45 grade hierso trek. Jy gaan meer daai afstand. Ek gaan sommer hierdie afmetings gebruik wat ons hier. I'm going to measure these measurements. I'm going to take this. I'm going to mark this one off. Ek gaan sommer enetjie hierdie kant ook trek. Hy is nou 'n bietjie oor die bladsy rand, maar dit is nie 'n probleem nie. Just going to zoom in a little bit more on that drawing. Ek gaan hierdie enetjie uitteken hierso vir my. "45 degrees, daai enetjie 45 grade, en dan nou natuurlik ook hierdie enetjie 45 grade. Nee, so this will be step number 4, actually, this one. Okay, step number 5 is getting this pipe here. Nou, jy het reeds hierdie stukkie. Dit het jy klaar gekry. Jy het nou gegaan, jy het hierdie enetjie geteken, this step number 4, toe projekteer jy terug. You see, because you now need the width of this thing to get the width of this pipe. If you don't have this auxiliary view, you don't have this, then you've got a problem. Okay, nou as ek dit oorgeprojekteer het, nou moet ek hierdie punte kry wat hier lê. So now I simply go and I project down. So ek bring daai lyntjie af, ek bring hierdie lyntjie af, en ek bring hierdie lyntjie af, en ek voltooi, I'm going to complete this box over here. Nou is ons eers op 'n punt waar ons kan begin om die probleem op te los. Now, you have to do all of this work just to draw the given stuff. So you can see again, you have to know how to draw a pentagon, a hexagon, a octagon, all of those. Okay? Maak seker jy weet hoe om dit te doen. Goed. Nou, hierdie wat ek nou vir julle verduidelik, so ek sê daar's twee belangrike goed hier. Hierdie een is een van die belangrikste goed wat ek jou nou gaan wys. En as jy nou ander werk doen, moet jy dit nou los en gou hier kyk wat ek nou wys. Ek gaan begin en ek gaan hierdie hulpaansig nommer as 1, 2, 3 en 4. Onthou nou dat die ding klap soos 'n spieelbeeld om. Met ander woorde, 1, 2 en 3 lê nou naaste aan jou hierso. 1, 2 en 3. Dis daai punt en daai punt. Punt 4 lê nou in die agterkant. Okay? So onthou daai spieelbeeld. Nou, wat ek gewoonlik doen is, nou sê ek vir myself, 1, 2 en 3 is hier. So punt 2 is waar my wysvinger is. So as hy afslaan, dan gaan hy hier wees. So dan kry ek net 2 punte. Ek kan enige 2 vat. Sê nou maar punt 2 en punt 1. Nou as ek daai 2 het, dan weet ek, hierdie gaan punt 3 wees, dan weet ek daai gaan punt 4 wees. Nee, hierdie julle is die belangrikste. As jy dit doen, then it's easy from here on. If you don't do this right, everything will be wrong and you're going to struggle. Nou van hierdie en af is dit weer 'n mirror image. Nee, almal gee nie aandag nie. Asseblief kyk gou hier. This is again a mirror image. So point 1 will be the furthest away from you, 4 will be over here, 2 will be over here, and 3 will be the point over there. Goed, as jy dit nou klaar gedoen het, dan is daar 2 ander beginsels wat ons nou binne oomblik na gaan kyk, maar kom ons begin eers, en ons wil nou die kurwe van interpenetrasie, we want to complete the interpenetration curve on this view. Hoe gaan ons dit doen? Wel, die manier hoe ons dit gaan doen, is ons gaan kyk gou waar sny die ding. Nou, die obvious punte is hierdie ene, daai ene, en dan punt 3 wat in die onderkant loop. So ek skryf myself 'n klein 4 daar, I'm going to write for myself a 3 and a 1 there, I'm going to write a 2 over here. Maar dis nie jou enigste punte nie. Jy het ook 'n punt wat hier loop. Dit gaan ek nou vir julle wys. Jy het ook 'n puntjie wat hierso gaan lê. Ekskuus, my bladsy wil nou plat val hier. Ek gaan hom sommer so vir julle oorprojekteer. Presies op daai hoekie wat daar sit, en presies op daai hoekie wat daar sit, is daar ekstra punte.
En ek gaan nog verder inzoom, dat julle nou baie mooi kan sien wat ek doen. So now I'm going to go, and I'm going to take this, and I'm going to draw a parallel line up to this point. En ek gaan hom nommer daar, ek gaan hom noem X. Dan aan die onderkant gaan daar nog een wees. Hier's actually 2 punte, so ek gaan hom noem X en Y. So daarso is X en hierso is Y. Aan die agterkant gaan ek dieselfde doen, maar ek gaan dit net 'n ander naam gee. Daar's ene en daar's ene. Okay? En daai punt gaan wees, gaan ek sommer noem K en L. Goed. Nou, wat nou belangrik is hierdie punte moet ek nou oordra na my hulpaansig toe. I need to transfer those points onto my auxiliary view. So what do? I transfer these points right across to my auxiliary view. En nou is dit belangrik, tussen 1 en 2 lê X. So daar is X. Ek skryf hom in. Tussen 2 en 3 lê Y. Tussen hierdie ene wat in die bokant is, on this one, ons doen hom gou daarso, as ek hom oor projekteer, daar's 2 punte, die ene is punt K, hoe weet ek dis punt K, want hy lê tussen 1 en 4, en is 'n mirror image, en hierdie enetjie is punt L. Nou as jy dit hier gedoen het, kan jy opprojekteer, en daai kant toe projekteer, dis een manier om die punte hier te kry, of, wat ek lief is om te doen, is ek vat net my passer, en al wat ek gaan doen is, ek werk nie hier vanaf nie, want dis nie ware lengtes nie, ek werk hier vanaf. So ek sal byvoorbeeld sê, tussen 1, between point 1 and 2, I've got point X. So between 1, measured from 1 to 2, I've got point X. So daar sit ek vir hom in. Maak gou seker hy's reg. Daar soos hy, en ek skryf hom in daar, dis punt X, né? Gaan op dieselfde manier vir punt Y kry, vanaf 3 na 2 toe, vanaf 3 na 2 toe, daar soos hy, en daai is punt Y, dan gaan ek dieselfde doen vanaf punt 3, na punt 4 toe, daar is L, vanaf 3 na 4 toe, ek het nou enetjie op die verkeerde plek ingesit, ekskuus julle, vanaf 1 na 2, as ek dit gedoen het, kan ek eintlik om net oorprojekteer. Ek het nou hier 'n foutjie begaan, ek gaan dit net gou regmaak. Tussen 1 en 2 is X, hy's reg, en dan hierdie kant, vanaf 1 na 4 toe is punt K, vanaf 1 na 4 toe is punt K, daar is hy. Hulle twee sal reg oor mekaar lê, en hierdie enetjie wil ek net gou double check, tussen 2 en 3 lê punt Y, vanaf 3 op pad na 2 toe is Y, vanaf 3 op pad na 2 toe is punt Y, en dan daarso is, wat een moet ek nou nog kry, tussen 2 en 3, is daar, ek sien nou wat gebeur het, ekskuus, hier is 1, 2, 3 en 4, ek het daai punt verwar as punt 2, so ek gaan hom net gou toehou, tussen 1 en 2, daar is hy, tussen punt 3 na 2, so van 3 na 2 is actually hierso, ekskuus julle, ek het myself nou verwar daar, daai puntjie is punt Y, hierdie een is nie Y nie, ek sal hom nou regmaak daar, en dan hierdie is nou tussen 3 en 4, en hom net gou regstel hierso, dis punt L, vanaf 3 na 4 toe, vanaf 3 op pad na 4 toe, dis punt L, ek gaan daai net toemaak daarso, so dis, hierdie is die punt waarna ons soek. Goed, nou gaan julle sien, as ek parallel werk, gaan daai twee moet op dieselfde lyntjie lê, ek projekteer hom terug hiernatoe, ek projekteer daai enetjie terug hiernatoe, hulle sal ook op dieselfde lyn lê, en nou is ons eers waar ons die vraag kan begin oplos, en ek gaan jou nou wys hoe om het eerste keer reg te kry.
Goed, ons het alles wat ons nodig het om hierdie klaar te teken. So ek gaan nou begin, jy kan by enige punt begin. Ek gaan begin hierso by die boonste punt wat punt 1 is. Nou as ek kyk na hom, dan kyk ek, hy gaan in op daai lyntjie. En wat ek doen is, ek projekteer loodreg op. Ek gaan dit met 'n potlood doen. En ek gaan dit maar akkuraat doen, dat ons nie lyntjies sit wat skeef hier oploop nie. Right. So ek vat daai eerste lyntjie en ek projekteer hom op. Dit is waar punt 1 ingaan. So dan bring ek hom oor. Baie belangrik wat ek nou vir julle wys, daai eerste lyntjie daar, vanaf daar tot daar is 'n sigbare lyntjie, so ek kan hom intrek. Hoe weet ek hy sigbaar? Wel, as ek hier vanaf kyk, lê hy naaste aan my en hy loop so dat ek hom kan sien. So vanaf daai punt na daai punt gaan daar definitief 'n lyntjie wees. So die tweede ene wat jy het, is hierdie lyntjie wat ons nou noem X. Dis die enetjie wat daar sit, né? Nou kom ons kyk gou waar gaan X in. As ek hom hier oorbring, dan waar sny X? Kom ons gaan kyk gou. Nou X lê presies op hierdie sytjie wat hier lê, en dit is dan nou hierdie enetjie wat hier oploop. Ek het hom nie nou genommer nie, dis daai ene wat daar loop, so ek bring hom oor, en ek trek hom in, tot op hierdie sytjie hierso. Kyk, en daai lyntjie is dan X. Hierdie enetjie is 1. Nou weet ek, daar's 'n lyn vanaf 1 na X, so ek gaan trek hom in. Daar is 1 na X. Nou het ek klaar, as jy wil, gaan tik dit af. Jy het dit gedoen, en jy het daai een gedoen. Nou, die volgende punt, hardloop nou na nommer 2 toe. Jy kan ook sê, 1 na X, X na 2, kyk gou daar. 1 na X, die volgende een loop na 2 toe, so jy werk net op jou nommers. Ok, nou kom ons kyk gou waar sny 2. 2 sny op hierdie lyntjie wat hier oploop. So, ek vat hom letterlik en ek verleng hom tot waar hy daar sny. En sien julle, jy hoef nie te raai nie, jy het nou 'n metode. So hy hardloop nou 1 na X, X na 2. Nou weet jy, daar is nommer 2 en jy gaan sit hom in. Ok, daar so sit hy. Nou het jy klaar vir 2 gedoen. Jy het klaar vir daai een gedoen. Nou moet jy kop hou. Nou gaan ons in die onderkant in. En nou loop hy vanaf 2 na Y toe. So waar is Y? Hier kom Y se lyntjie in. Waar sny hy? Hy sny weer op hierdie lyntjie wat ons hierso sien. Ok? So ek bring hom gou oor. Hy gaan reguit in daai lyntjie ingaan. Ek bring hom oor, ek projekteer terug hierso. En hy sny dan nou met ander woorde hierso. Ok, so dit is Y wat daar lê. Gaan en ek trek vir hom in. Right, nou vanaf Y is my volgende punt. Wat een? Wat een lê na Y? Ons het Y is punt 3. So waar gaan punt 3 sny? Punt 3 sny tussen hierdie twee sye, né? So ek vat hom loodreg op, en dit is op hierdie lyntjie, en ek bring net vir 3 in, en punt 3 gaan met ander woorde hierso sny. Daar so sy, en ek skryf my 'n klein driekie daar, en ek trek hom in. Goed, nou het jy hierdie lyn, is 'n sigbare lyn. Nou in die agterkant, kom ons kyk gou wat gebeur agter. Ons is nou tot by punt 3. Nou vanaf hierdie stuk, alles vanaf punt 3, lê in die agterkant, jy kan nie dit sien nie. Ok, jy gaan niks van hierdie sien wat nou hier lê nie, dit gaan 'n weggesteekte lyntjie wees. Right, so vanaf 3 tot by L, kom ons kyk gou waar lê punt L, hy gaan hier in, en punt L, as ons mooi gaan kyk, kom hier oor, hy's op daai hoekie, ek vat hom loodreg op, en punt L gaan nou lê hierso. Net mooi daar, en ek skryf hom in. Daai lyntjie gaan nou uit die aard van die saak 'n weggesteekte lyntjie wees. Daar lê hy. So vanaf punt
3, wat hierso is, daar's punt 3, na L toe is 'n weggesteekte lyntjie, daar sit punt L, net mooi daar. Goed, vanaf L loop hy na 4 toe, nou kom ons kyk waar sny hy vir punt 4 kom in, dis waar hy sny, so ek vat hom loodreg op, daar sny vir punt 4, vat hom loodreg op, kom ons kyk gou op hierdie lyntjie, gaan kyk ons waar's 4, ons vat hom oor totdat hy daarop sny, dit wil vir my voorkom asof dit hierso is, ok, so dit gaan beteken, vanaf punt L gaan hy na 4 toe, L na 4, hierso sit hy, weggesteekte lyntjie, hier in lyn, daar sit hy, tot by punt 4, dis lyn 4 wat daar afkom. Vanaf 4, hardloop hy terug na K toe, nou kom ons gaan kyk waar is K, 4 na K is op hierdie lyntjie, right, so waar sal lê punt K, kom ons kyk, hy gaan hier in, op daai sytjie, jy kan hom opvat, is op hierdie enetjie, daar kom hy in, daar so is die punt, en jy dan nou 'n weggesteekte lyntjie, wat in hardloop, tot by daai punt daar. Kyk, as jy daai enetjie gedoen het, kom ons kyk gou mooi, vanaf daai enetjie, moet hy nou terug hardloop, vanaf 4 na K, moet hy terug hardloop na punt 1 toe, daar so, nou waar is punt 1? Daar is punt 1. Right, en daar so het jy so pas die hele interpenetrasiekurwe voltooi, het jy insig nodig gehad hiervoor, glad nie, jy moes net korrek genommer het, jy moes op 'n punt begin het, voor hom gegaan het, agter hom gegaan het, en daar het jy die hele interpenetrasiekurwe. Al wat nou moet gebeur, en ek sal hierdie videoetjie probeer klaarmaak gou, is jy moet nou hierdie lengtes gaan meet. Hierdie is nou jou lengtes vir hierdie pyp, wat jy moet gaan insit, daai lengte, daai lengte, daai lengte, hierdie ene, en sovoorts. Julle, as jy dit kan doen, dan het jy die hele pyp, daai pyp se interpenetrasiekurwe, hierdie ene meet jy weer die hoogtes van die punte, en jy meet die wyte van daai punte op hierdie ene. Kyk, hier vanaf is jy 'n bekende grond wat julle laas jaar ook gedoen het. Ok, so ek gaan die videoetjie stop hierso, maak seker dat jy hierdie metode volg om daai probleem wat julle moet doen op te los.